Dag sê ek is Christel Cornelissen en jy is welkom in die Marula Media nuuskantoor. Enoch Godongwana, minister van Finansies, sal Woensdag 'n tweede poging aanwend om 'n nasionale begroting in die parlement ter tafel te lê. Die minister se oorspronklike begroting is verlede maand deur die kabinet verwerp, nog voor dit in die parlement ter tafel gelê kon word weens die omstrede voorstel om BTW met 2 persentasiepunte te verhoog. Daar word nou gevrees dat dit Woensdag dieselfde storie gaan wees, aangesien die kabinet glo steeds nie tot 'n vergelyk kon kom nie. Die ANC is ten gunste van 'n belastingverhoging. Die DA is nie. 'n Onberispelike bron het intussen aan Marula Media bevestig dat die kabinet weer Woensdagoggend gaan vergader voordat die begroting hopelik ter tafel gelê word. Die dodetal na 'n busongeluk in Gauteng het teen Dinsdagmiddag al tot 16 gestyg. Die oorsaak van die ongeluk op die R21 Noord naby die OR Tambo lughawe word ondersoek. Die bus behoort aan die Ekurhuleni munisipaliteit en het pendelaars van Katlehong na Kempton Park vervoer toe dit kort voor 8 omgeslaan het. 'n Voormalige uitvoerende beampte van Absa is in hegtenis geneem nadat die polisie bevind het dat sy vrou se dood in Junie 2021 nie selfdood was soos daar aanvanklik beweer is nie, maar dat sy vermoor is. Aanvanklik is 'n geregtelike doodsondersoek gedoen, maar die ondersoek is later na moord omgeskakel. Volgens bronne het nuwe forensiese tegnologie en getuienis 'n deurslaggewende rol in die deurbraak gespeel. 'n Ondersoek na die Helen Joseph Hospitaal wat volg op 'n video oor die beweerde haglike toestande in die Johannesburgse Staatshospitaal het bevind daar is nie genoeg personeel nie, dat daar gebreke is rakende infrastruktuur en veiligheid en dat daar 'n leierskapskrisis is. Die ondersoek het gevolg nadat Tom London, 'n voormalige radio-omroeper, verlede jaar met 'n longinfeksie in die hospitaal opgeneem is. Na 9 dae se behandeling het hy 'n video oor die Sirkus Hospitaal op sosiale media geplaas wat soos 'n veldbrand versprei het. Die ombud vir gesondheid het van dese week sy verslag hieroor bekend gemaak. Daar's bevind dat die meeste van London se beweringe ongegrond was en dat die kliniese sorg wat aan hom verskaf is voldoende en toepaslik was, ondanks die uitdagings by die hospitaal. Die ondersoek het wel bevind dat die hospitaal onvoldoende hulpbronne het en onderbeman is en dis nie aan die pasiënte se eise kan voldoen nie. Ja, 'n trofee is mooi, maar dit is pure klatergoud. So glo akteur en regisseur Andrei Odendaal, wat nou al 4 dekades in die vermaakbedryf doenig is. Vir Odendaal word geluk gevind in die kleiner dinge in die lewe. Hy is nog tot einde van dese week in die verhoogstuk Bitter Winter by die Pieter Toerien Theater by Monte Cassino in Johannesburg te sien. Ons gesels met Odendaal oor die dinge wat werklik saak maak. Gaan lees hier en al die ander berigte op marulamedia.co.za en geniet die dag verder.